Kom ons sit net so, nou open ons hierdie skrifgedeelte met gebed en ons vra ons Here Jesus Christus om ons geestelike ore en oor oop te maak dat ons sy woord kan ontvang. Dankie Hemelse Vader dat ons nou kan stil raak voor U. Want ons aanbid U as 'n lewendige God. 'n God wat ons respekteer, wat ons liefhet, wat ons kom red het. Here, waar ons nou U woord gaan bestudeer en gaan predik en gaan ontvang, dat U Gees in beheer van dit sal wees. Dat U dit gaan oopbreek, dat dit gestoor sal wees hier in ons binneste, onuitwisselik vir ewig en altyd. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Net hier vir die waaier se doeleinde is net hierdie vaspen, nou verloor ek die bladsy. Die tema van vandag gaan oor as God iets sê, dan is dit gedoen. Hy sal nie praat en niks gebeur nie. En dis waaroor hierdie liedjie gaan. Want when God said something, it is as good as done. Daar's niks tussenin wat dit kan kanselleer of niks nie. Maar ek wil jou vat soos heel in die begin en ek gaan 'n paar skrifgedeeltes met jou deel. En ek dink die belangrikste deel wat ons mee kan begin is Genesis 1. Genesis wat beteken in die begin, en dan kan ons sê hoofstuk 1 wat die heel eerste hoofstuk is, en dit vers 3. En hier staan geskryf, en God het gesê, laat daar lig wees. Dis al wat gebeur het. Hy het dit gesê, en dan staan daar, en daar was lig. En daar was lig. Dit wat hy bepaal het in die begin van die skepping, spreek hy, en dit was so. Dit was voordat hy die son, maan en sterre en die res geskep het. Sê, laat daar lig wees. En daar was lig. En ek wil hê jy moet hierdie in gedagte hou, soos wat ons verder vorder en dit in sy woord. Die tweede gedeeltetjie, die wat my nou goed ken sal weet, dit kom 'n lang pad. Hierdie gedeelte in Jesaja 55 is Dawid. Dis wat ek glo, dis wat my staande hou, dis wat ek glo God vir ons in gedagte het. En Jesaja 55 is so spesiaal en daarvan af vers 8 sê hy die volgende. Hy sê my planne is nie julle planne nie. Ons kan plannetjies maak net soos ons wil. As dit nie van God afkom nie, is dit te vergeefs. Hy sê die julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, en is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Vers 10 sê hy die volgende, en dis die belangrikste, hy in 11, hy sê, ja, ons het dit gisteraan beleef, soos reën en sneeu uit die hemel afkom, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk, en my plante laat voortbring, en dit laat uitspreid, en so saad gee vir die saaier, en voedsel vir die wat moet eet. Net so, hy gebruik hierdie as 'n simboliek, hy sê soos hierdie reën en die plante floreer om vrug voort te bring, hy sê net so is my woord, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê, dit moet bereik en dit sal gestuur wees. Hier kan ons baie duidelik sien, hierdie woord wat van God afkom, is nie kanselleerbaar deur my en jou nie. Die gesag en autoriteit wat hy het, is soewerein, ver bo dit wat ek en jy eintlik beteken.
Kom ons gaan aan, anders gaan ons nie klaar kry nie. Jeremia 1. Jeremia is 'n ander profeet. Jesaja was die een, Jeremia die ander een. Jeremia was die ander ouetjie wat baie jong geroep is as 'n profeet. En vers 4 sê hy ook in hoofstuk 1, hy sê, die woord van die Here het tot my gekom. Nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit jou moederskoot, het ek jou geheilig. Julle jongetjies hier, is 'n paar. Jy's geheilig voordat jy gebore is. As profeet vir die nasies het ek jou beskerm, sê hy vir hierdie profeet Jesaja. En dan kom hy met 'n opdrag aan Jesaja wat eintlik baie ferm en ons sal sê, eerlik was. Hy sê in vers 8, jy moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red, is die uitspraak van die Here. Hy sê in vers 9, hy sê, die Here het vir my gesê, kyk, ek lê my woorde in jou mond. Jy mag vandag vir God vra, ek weet nie wat om te sê nie. Sê vir my, wat moet ek sê? En ek doen dit elke week. Want ek het nie soveel woordes geskryf nie. Sy 20.000 in 'n dag, ek het 200, hoeveel? Hy sê in vers 13, hy sê, die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Luister hierna. Hy sê, die woord van die Here vir 'n tweede keer na hierdie profete gekom, en God vra vir hom, wat sien jy? Jy vang dit nie, jy gee my 'n pokerface. Hy sê, ek het vir Jesaja, vir Jeremia woord gegee vir 'n tweede keer, en hy vra vir Jeremia, wat sien jy? Met ander woorde, hierdie woord wat hy vir Jeremia gegee het, is nie woord wat in sy kop kom nie, hy gee vir hom 'n prentjie. Hy gee vir hom 'n visioen, want as jy dit nie kan sien nie, hoe kan jy dit waarneem met 'n sintuig? En toe antwoord Jeremia hom, en hy sê, ek sien 'n stomende pot. Sy inhou kook van die noorde kant af oor. Met ander woorde, woord het tot Jeremia gekom en hy sien hierdie woord in 'n prentjie. Maar dis wat God in gedagte het, wat Jeremia moet gaan doen. En hy gee vir hom woord in die vorm van 'n prentjie. Maar net so 'n bietjie om jou gedagtes verder te prikkel, wil ek gaan na Moses toe. As jy nog nooit die Bybel geblaai het, vandag nie 'n blaaipapie. Eksodus 14 is 'n groot voorbeeld. Eksodus 14 is hierdie klomp Israeliete op pad uit Egipte. En hulle word gejaag deur Farao se strydwaans en soldate, want hy het sy mind gechange. En hulle kom by 'n groot magdom water. En Moses kry vrede in sy hart. En hier in Eksodus 14 vers 13 sê hy, maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie, staan stil en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Die Here self het vir julle kom veg, julle moet net stil bly. Of jy nou 'n vrou is en of jy nie 'n vrou is nie. As God vir jou sê, bly stil, dan bly jy maar stil. Ons het 'n private joke gehad hierdie week met die vrouens wat so praat. Vers 15 sê die Here het vir Moses gesê, wat roep jy na my? Praat met die Israeliete sodat hulle verder trek.
maar hulle staan by die water. Hulle kan nie verder gaan nie, hier is klomp water. En hy sê vir Moses vers 1, en jy, lig jou staf op. Daar's niks onder die stiker nie, ek wil sê daar's nog iets. Lig jou staf op, trek jou hand uit oor die see en kloof dit oop, so die Israeliete op droë grond in die middel van die see kan ingaan. En wat my betref, kyk, ek gaan die hart van die Egiptenare verhard, sodat hulle agter hulle ingaan, dan sal ek agting afdwing deur my optrede teenoor die Farao en sy hele leer, sy strydwaans en bemanning. Die Egiptenare sal weet dat ek die Here is, wanneer ek agting afdwing deur my optrede teenoor die Farao en sy strydwaans en bemanning. En die engel van God het beweeg, staan hier geskryf, en hy tussen die volk en die vyandstelling ingeneem. En verder ken ek en jy die storie, en Moses het so gemaak, en daar is die water weg, en daar stap hulle. Maar dit het aanvanklik gekom met dit wat God in woord vir Moses gesê het. En dit was so. Hy het dit nie gekanselleer nie, geen Farao kon dit kanselleer nie, geen demoon of enige iemand, selfs nie die klein gelowiges. Hallo, die klein gelowiges van die volk Israel kon dit kanselleer nie. It is as good as done. Dit wat ons vandag geleer het. Dit is wat gebeur het. Niks anders te leer. Jy sien, daar is iets wat ek en jy moet leer. Ons is so sintuig bewus oor alles. Daar is ons Afrikaanse sê, sien is glo. Sien is glo. Maar Hebreërs 11 leer my en jou oor geloof. En dit staan anders hier. Hy sê hier, die Hebreërs skrywer, hy sê geloof egter is 'n sekerheid van dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig word. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Kan ek en jy dit sien? Nee. Is daar enige proef, behalwe die woord van God, dat dit so gebeur het? Nee. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit sigbaarheid ontstaan nie. Met ander woorde, as God kom en hy bring vir jou 'n belofte, en jy kan dit nog nie sien gebeur nie, en jy glo dit nie, dan sal dit nie so wees nie. God se koninkryk werk totaal anders. As die koning wat God is iets sê, en hy sit op die troon en hy maak 'n bevel en 'n verklaring, dan kan ons aanneem, niks anders of niemand anders kan dit stop of kanselleer nie. Ek wil vandag jou geloof so stimuleer en motiveer en sê, dit werk so. Glad nie anders nie. Want as 'n koning 'n verklaring en 'n bevel declare, nog alle jare was dit so, kan niemand anders dit doen en dit kanselleer behalwe daai koning. En nou moet ons weet, dit wat ons kry hier in die Nuwe Testament, selfs dit wat beloftes is. Ek dink maar net aan 'n versie, Johannes 14 wat sê, vers 12, hy sê, en julle sal nog groter dinge dit doen as wat ek gedoen het. Die Here Jesus Christus sit op die troon. Hy het dit nog nie gekanselleer. Hy het nog nie dit gekanselleer dat mense op aarde gevul deur die Gees vir mense sal kan bid en hulle genees nie. Hulle sal genees as dit sy wil is. Ons bid so graag vir ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En weet jy wat daai koninkryk kom is eintlik die
betekenis van sy heerskappy en hy as koning wat op die troon sit, dat dit wat moet manifesteer, sal manifesteer. Glo jy dit of nie? Anders moet jou gebed verander. Doetjie, nie ons sal ons hierdie een uit. Vergewe tog net my sondes, of so iets. Die wêreld is tans vol leenaars. Ek werk sekulêr ook. Ek verstaan die ou daar buite. En as daar 'n krisis is, dan word daar gesê, dis jou geleentheid nou, om hier 'n storieetjie kwyt te raak, dat ons hierdie ding op 'n manier kan bewimpel. En as ek nie daar en dan sê, maar luister nie, dis 'n leen nie, en ek dit goed praat nie, dan doen ek ook nie reg nie. Jy sien, want God wil hê, jy moet die waarheid praat. Ek wil vandag hier van die kant sal af sê, ek het 'n boeboe gehad voor laas week, ek het 'n TV-boks gekoop by 'n sekere agent, besigheid in die dorp, en die remote werk nie. Die remote is so pateties, ek moet 1 meter van die ding af staan, dat hy reageer. Ek kan amper sê, as ek 'n besemstok en 'n knoppie gehad het, het dit beter gewerk. En nou net soos dit is, dan kom die vyand en hy sê vir my, sê vir hom hierdie storie. Dan kyk jy of jy geld terugkry. Jy weet, dan kan jy by Takealot 'n beter ding kry, al kos dit jy nog R400 meer. Nee, maar nie dit vir hom sê nie, sê vir hom dat. En die hele tyd is ek ongelukkig hier in my binneste, dat hierdie opsies kom na vore, en ek besluit, praat nie die waarheid. Gaan na hierdie man toe wat nie eers Engels of Afrikaans of iets kan verstaan nie, en sê vir hom, beduie vir hom, hierdie ding kan nie eers verder as 1 meter werk nie. En hy stap tot toe en hy haal die geld uit en dit sit dit neer. Jy sien, die waarheid het geseëvier, en God het bewerkstellig dat daai man my geld teruggee. God kom vanoggend nou toe hy sê, verwyder die leenaars wat voor jou staan om jou te hiet en te gebied. Verwyder hulle. Hy gaan so verder, hy sê, die leenaars het nie die finale sê nie. Julle reageer nog steeds nie. Ek raak moedeloos met dit wat ek vir julle sê en julle raak nie opgewonde nie. Maar kom ons kyk hierso, het ek 'n laaste opsie en dit in Johannes 8. En as jy dit nie glo nie, moet jy dit vir my sê en dan gaan ons jou salf en vir jou bid en hande oplê en kyk, gaan dan nie dan iets gebeur wat positief is nie. As jy kyk na Johannes 8, is hier 'n drastiese ding wat Jesus pla. Hy sê in vers 44, hy sê, julle kom van julle vader, die duiwel. Hy praat hier met sy omstanders. Hy praat hier met sy volgeling. Hy sê, hey, julle kom van die duiwel. En julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie vir die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Ok, ek en jy kan nou vir mekaar sê, ons weet, die bloody duiwel is 'n liegbek. Nes, prontheid, nou verstaan julle dit, hy's 'n leenaar. Hy sê, wanneer hy 'n leuen vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leenaar en die vader daarvan is. Hy is die een wat dit dig, mooi maak, opdolly, dat jy vir dit val. Hy sê in vers 45, maar omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Hier kom ons met hordes nuwe beloftes in die Nuwe Testament, wat die Here Jesus Christus gesê het, wat is. En ek en jy glo dit. Maar ons glo die vyand. Hy sê, jy kom, en jy raak deel van my koninkryk, om 'n lewe in oorvloed te wen, en jy sê, ja Here, maar jy ken nie die ANC nie.
Verstaan jy hoe kanselleer ons dit wat die waarheid is? Hy gaan verder, hy sê, wie van julle kan sonde by my bewys? Hy praat van homself as Jesus. As ek die waarheid praat, waarom glo julle my nie? Hy wat uit God is, luister na die woorde van God. Dit is waarom julle nie luister nie, omdat julle nie uit God is nie. Ek wil dan sê, I rest my case, kom ons gaan eet koekies en drink tee. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Hy sê hier, in die begin van die boek van Johannes, wat Johannes skryf. Hy sê, ek gee vir jou die geleentheid om jou te bekeer. As jy jou bekeer, is jy nie meer uit die duiwel uit nie, maar dan kom jy met vernieuwde wedergeboorte, saad van God die Vader, en jy's 'n nuwe mens. En as jy 'n nuwe mens gebore is, moet jy ophou lieg. Jy moet ophou die leuen praat. Jy moet die waarheid praat. Jy sien, God is soewerein. Dit beteken hy kan maak net wat hy wil, hoe hy dit wil gedoen het, en hy kan sê net wat hy wil. Ons het nou na hierdie liedjie geluister, hulle sing, hulle sê, Jesus Christ is on the throne and nobody else can overthrow his authority and what he has spoken. Hulle sê Engelse woord, ek gaan dit hier vir jou in Afrikaans probeer verduidelik. Hy sê, niemand kan Jesus Christus onttroon nie. Want die Vader het vir hom die troonskap gegee. Hy het gesê, ek maak jou en ek stel jou aan as Here oor alles en almal. God sê vandag vir jou, ons het dit nou gesê, geen wapen wat die vyand teen jou vorm, kan ons oorwin nie. Glo jy dit? Want daar's een waarheid wat bly staan, en dis ons Here Jesus Christus bly ons beskerm. Jesus skryf op Psalm 33, jy kan dit gaan check. God sien jou en my. El Roi, the God who sees me. Hy hou jou dop. Hy hou jou dop vir een ding, en dis om jou te beskerm. Ek hoop jy is gemotiveerd vandag om te gaan sê, maar hierdie beloftes is vir my. Onvoorwaardelik bless hy my. No matter what. Amen. Kom ons bid. Dankie Jesus vir u lewendmakend woord. U woord wat ons vernuwe, wat ons laat groei na nuwe hoogtes. Dat ons sal groei as kinders van God. Dat ons u liefde en u vrede gaan uitstraal en gaan ophou worry. Dat dit so sal wees, as u sê, liefde en vrede sal gaan waar ek ook al is, dan is dit so. As hy jou gaan behoed, bewaar en beskerm, is dit so. Dankie Jesus vir al hierdie beloftes. Dankie dat u hierdie woord nou permanent in ons binneste gaan stoor en dat ons dit gaan leef 24/7, die heel week, nie net Sondag. Ons eer u vir dit. Ons is vir u lief, dat u vir ons lief is en dat ons uit liefde uit, wat van u kom, ook vir ons naaste lief is. Dankie Here, dat ons kan floreer en vol blydskap kan wees, omdat u met ons bemoeienis gemaak het, en ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste liedjie, ons gaan vir jou geleentheid gee om in die koninkryk te saai. Hier is die dankofferkassie. Moenie verplig voel nie, God het nie jou geld nodig nie, maar hy het dit nodig dat jy kan sien wat gaan gebeur as jy vir hom gee. As jy vir hom sal gee. As jy direkte inbetaling wil doen, daar is ons bankbesonderhede, doen dit. Moenie skroom nie, die bank kan baie geld vat. Kom ons sing uit ons volle bors. Kom ons staan. En dan sing ons saam, Jesus het my lief. Sing dit uit jou hart.
ontvang ons die seën van die Here. Dankie Here, dat U nou afsak, U hande uitreik oor ons, en dat U ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom vrede en U agape liefde vir ewig en altyd. En dankie dat U op die troon sit en heers en lewendmakend woord spreek. Amen. Wees geseënd, kom ons kuier lekker saam, die wat haastig is. Dankie vir